Goeienaand geliefdes, en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaande biduur geleentheid. Ons is vanaand op die woensdag voordat ons as gemeente saam ons jaarlikse Pinkstervieringe gaan herdenk. Ja, dit val so bietjie buite die groter kerk se ritme en se datums, maar ons gaan ons Pinkstervieringe herdenk die week of die gedeelte van die week met die oploop tot Hemelvaart. Daarna, wat ons volgende donderdag gaan herdenk, gaan ons ook die normale Pinksterfees Sondag saam kan vier op die Sondag wat daarop volg. Wat ons biduur vanaand betref, gaan ons saam bid, baie spesifiek vir hierdie jaar se Pinkster, vir die koms van die Heilige Gees, nie dat die Heilige Gees weer 'n Pinksterdag moet laat gebeur nie, dit het eenmalig en finaal vir ons gebeur. Maar baie spesifiek, dat ons as sy kerk, as sy volk, weer bewus sal raak van God se teenwoordigheid hier by ons. En soos vanaand ook sal hoor in die teksgedeelte wat ons gaan saam lees, ook saam daarvoor sal aanhou bid, dat die Here sy teenwoordigheid ook by sy wederkoms sommer vinnig aan ons sal bekend maak en sal terugkeer. So, ons gaan vanaand saam lees uit Jesaja hoofstuk 64. Besonderse profetiese woorde van Jesaja, wat die Here deur sy profeet spreek, en onder die tema, die Here skeer die hemel oop, gaan ons na die eerste 4 verse van Jesaja hoofstuk 64 saam kyk. En daaroor natuurlik saam vanaand ook bid. Ek maak gebruik van die 2020 direkte vertaling, jy is welkom om die eie teks te volg. Die woorde van die Here deur sy profeet. As u maar die hemel wou oopskeer en afdaal, die berge sal bewe van u teenwoordigheid. Soos vuur struikgewas laat opvlam, soos water deur vuur tot kookpunt kom, so sal die nasies bewe vanweë u teenwoordigheid. Wanneer u naam bekend maak aan u teenstanders. Toe u ontzagwekkende dade gedoen het, wat ons nie verwag het nie, het u afgedaal. Vanweë u teenwoordigheid het die berge gebewe. Van die vroegste tye af het niemand dit gehoor nie, daarvan selfs eers verneem nie, het geen oog 'n God gesien nie, buiten u, wat optree vir die wat op hom wag. Amen. Ons lees net tot sover. Hier in Jesaja se 64ste hoofstuk kry ons 'n gebed van die profeet. Jesaja spreek in hierdie hoofstuk die diep verlange van God se volk aan, en daaruit roep ook hy tot die Here. Kom, Here, maak u teenwoordigheid bekend. Kom en wees hier by u volk, wees hier tussen u volk, die wat u vir uself gekies het. In die Nuwe Testament weet ons dat hierdie selfde nuance herhaal in Paulus se woorde aan die Korintiërs, in Korintiërs 16, waar ons hoor, kom Here, Maranatha, kom tog gou. En aan die einde van die Openbaring, in Openbaring 22 vers 20, weer 'n frase, 'n woord wat hierdie gedagte herhaal, dat ons wil in die teenwoordigheid van die Here wees. Jesaja bid, en ons luister hierdie woorde van Jesaja ook, en bid hierdie woorde van Jesaja ook as ons gebed, nie sodat ons 'n geestelike ervaring moet hê, 'n belewenis moet hê, 'n emosionele
vervulling moet hê in Pinkster nie. Maar dat ons in groot erns bewus sal raak van die teenwoordigheid van die Here waarin ons en waaronder ons elke dag in elk geval lewe. Met ander woorde, in 'n tyd waarin godsdiens dikwels deur emosionele opsweping en pragmatiese, programmatiese, doelgeoriënteerde programme en projekte gedryf word, smeek ons die Here om bewus te word van sy teenwoordigheid elke dag onder ons, sy kerk, sy volk en hier buite rondom ons, tussen die wat nog toegevoeg gaan word tot sy kerk. Kom Here, kom gou. 'n tweede gedagte wat uit hierdie profetiese woorde vanaand by my opgekom het, is sonder U kan ons nie. Ons hoor dat die profeet sê, en hy dink daaraan en hy onthou, toe U groot dade gedoen het in die verlede, toe het ons bewus geraak van U teenwoordigheid. Ons het geweet dat U God is, en ons het U aanbid en aangeroep as God. En dan vergeet ons maar, soos ons as mense ook maar is. Die lewe gaan aan, en ons vergeet maar so bietjie, dat die Here by ons is, dat hy kyk en hy sien en hy bewaar en voorsien. Hy seën ons. En as ons bid vanaand, dan bid ons nie net vir daardie pragmatiese seëninge nie daardie algemene dinge wat ons in elk geval vir die Here vra nie. Ons bid baie spesifiek vir 'n bewuswording, vir 'n erkenning van God se teenwoordigheid. Ons dink aan toe die Here sy teenwoordigheid bekend gemaak het op die berg aan Moses. Ons dink aan daardie gewyde atmosfeer rondom die berg, waar die volk op God gewag het. Ons dink aan Elia op Horeb, en hoe die Here sy teenwoordigheid aan Elia geopenbaar het. Vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, het ons ook boonop nog Jesus se lewe, sy woorde, sy dade, sy wonders, om op terug te kyk. Ja, natuurlik ook sy lyding en sy sterwe en sy opstanding uit die dood uit. Maar dit is amper bo en behalwe in die woorde van Jesaja. Jesaja wil net die teenwoordigheid van die Here beleef. Dit is waarvoor hulle pleit, want hulle weet en hy weet vir sy volk se omstandighede, as die Here net by hulle sal wees en hulle net bewus sal wees dat die Here by hulle is, dan sal daar vrede wees. En daai tipe vrede wat nie 'n wêreldse vrede is. Ons bid ook vir hierdie Pinkster dat die Here ons as gelowiges en as 'n gemeente en as kerk weer met 'n bewuswording sal vul. Dat hy deur sy gees en deur sy woord weer aan die woord sal kom. Dat ons, wanneer ons by mekaar is as 'n gemeente, daardie samesyn van gelowiges daarin nie net dit sal soek vir die vreugde van by geliefdes wees nie, maar tussen mekaar sal soek en sal kyk en sal luister vir die teenwoordigheid van die Here. Die derde gedagte. Op Pinksterdag gee die Here 'n antwoord op Jesaja se gebed. Ja, ons weet, wanneer Jesus kom hy as Immanuel, God met ons. Ons weet
Jesaja wag op hierdie messiaanse figuur, hierdie verlosser van die wêreld, om te kom. Ons weet, hierdie gebed gaan oor Jesus as die redder van sy volk, van sy mense, wat kom. En hy het. Maar Jesus het tot by ons gekom. En hy het hier by ons wondere gedoen, en hy het ons verlos deur sy sterwe. En hy het ons aangeraak met die woorde van God, en ons geïnspireer daarmee, en ons gestuur met die boodskap van die Here, om kerk te gaan wees, 'n lig te gaan skyn, sy lig te gaan skyn in 'n donker wêreld. Maar wanneer die Gees kom, dan kom die Gees nie net tot by ons nie. Dan kom die Gees in ons. Dan is die Here baie intiem by ons teenwoordig. Hy lei ons deur sy Gees as sy kerk. As ons dus bid, Here, skeur die hemel oop, dan bid ons, soos ek genoem het, nie vir nog 'n Pinkster nie. Ons bid dat ons sal onthou dat die een Pinkster, die eenkoms van die Heilige Gees, genoeg was. Dat die Gees met ons is, en dat ons nou in sy teenwoordigheid leef. Dis waar vir 'n gelowige. Die Gees lei ons in die waarheid. Die Gees vertroos ons, behoed ons, beskerm ons. Die Gees is ons voorspraak, hier en by die Vader. Op Pinksterdag bid ons saam as 'n gemeente weer vir die gemeente, vir die kerk. Ons dra mekaar op, die wat swaar kry, die wat hulp nodig het. Ons vra dat die Here ook ons sal toerus met die regte woorde. Dat die Here ons sal bemoedig om tot seën te wees. Ons bid dat dieselfde Gees wat in Handelinge 2 in die eerste gemeente aktief aan die werk was, ook onder ons aktief sal werk. 'n Laaste gedagte vir vanaand. Die wat wag, hulle sal God se teenwoordigheid sien. Ons weet, geliefdes, hierdie merkwaardige woorde herhaal ook telkens in die skrif. Ons moet wag op die Here. Psalm 46. Wag op die Here. Wees gerus, vind julle troos in julle wag op die Here. Dis nie 'n passiewe wag nie, maar 'n aktiewe deelname in die wete, sonder bekommernis, sonder swoeg en sweet, sonder moeisame pogings om die wet na te kom. Dis daardie wag. Ons wag in die krag van gebed. Nie omdat ons gebede so sterk is nie, maar omdat die een tot wie ons bid almagtig is. Hierdie gebed van vanaand is dus ook nie 'n voor-Pinkster voorbereiding op Pinkster gebed nie, maar is 'n wag, 'n oproep om te onthou. Dis 'n verwag, om ons in te stel, om sensitief te wees, ook in hierdie Pinkster, vir die koms van die Gees en die teenwoordigheid van die Here hier by ons. Amen. Geliefdes, ons het enkele sake waar ons weer vanaand gaan saam bid, en ek wil dit aan die voorhou. Weereens vanaand bid ons met dank en aanbidding, en ons prys God vir sy getrouheid, vir die feit dat ons as sy kerk in sy heilige teenwoordigheid kan inkom, deur wat Jesus vir ons gedoen het, dat ons tot hom mag bid. Ons prys hom, dat hy die een is wat optree vir die wat op hom wag. Ons kom vanaand in gebed met 'n belydenis. Ons erken dat ons steeds swak en sondaar mense is. Ons erken
dat ons gebroken is en dat ons hom nodig het. Dat hy alleen kan, soos ons onder die tweede punt genoem het. En ons vra dat sy Gees ons in die waarheid sal lei. Ons bid met voorbidding vir die wat werklik die Here se aanraking en bewuswording en sy teenwoordigheid nodig het. Die siekes. Ons dink steeds aan Tannie Amor, wat besig is om te herstel. Ons dink aan talle ander gemeentelede wat in die laaste tyd dalk in die hospitaal was en siekte en ongesteldheid ervaar het. En ons vra dat die Here ook by hulle volkome en finale genesing sal bring. Ons bid vir ons Pinkster. Ons as gemeente se Pinkster, maar ook vir Pinkster hierdie jaar. Ons wil onsself graag voorberei. Wag op die Here. Ons wil onsself nou al reeds begin sensitief maak vir wat ons dalk gaan hoor en onsself begin instel om gereed te wees om te ontvang. Ons bid ook vir die wat vir ons gaan voorgaan in die boodskap bring. Ons dink baie spesifiek aan Dr. Brian de Vries, wat van Pretoria af gaan op en afry om ons te kom bedien, met die woord van die Here en met die boodskap van die evangelie. Ons bid ook vir ons gemeente, wat in Pinkstertyd die werking van die Gees en die werk van die Gees in die kerk gaan uitvoer onder mekaar. Ons dink aan die samesyn geleenthede na die tyd, na ons eredienste. En ons nooi julle sommer nou al reeds om te kom aansluit by daardie geleenthede. Dis daar waar ons as 'n liggaam by mekaar is, waar ons mekaar opbou, bemoedig en vertroos. Ons bid vir geesvervulde heiligheid in hierdie Pinkstertyd. Met ander woorde, ons bid dat die Here ons sal bewus maak van sy heiligheid en ons sal leer en lei om heilig te leef, anders te leef as die wêreld, rein te leef soos wat hy van ons vra, en hom deur ons liefde vir hom en vir mekaar te verheerlik. Ons bid vir gemeentelike en kerklike eenheid in waarheid. Geliefdes, ons dink steeds aan ons buurgemeente, Oosgemeente, in hulle proses van oorgang met Dominianus wat beroep aanvaar het elders. En ons dink aan ons broers en susters en ons bure wat in ons buurgemeente is. Ons dra die gemeente aan die Here op. Ons vra die Here ook by hulle sal wees in hulle Pinksterweekvieringe wat die week na ons in gaan volg. Ons dink natuurlik ook aan die groter kerk. En ons vra vir die Here, soos ons 'n paar weke terug ook gedoen het en verlede week ook gedoen het, dat hy sy teenwoordigheid in die kerk weer sal duidelik maak. En sal wys dat hy die hoof is van hierdie liggaam. Geliefdes, ons bid vir ons gesinne, ons jeug en ons kinders. Ons bid natuurlik ook vir ons sendingsaksies steeds. In Pinkstertyd is sending en die verspreiding van die kerk 'n groot tema. En ons vra dat die Here ook, soos hy in Handelinge 1 gedoen het, die boodskap van die evangelie sal laat uitkring tot aan die uithoeke van die wêreld. Laastens bid ons vir volgehoue afhanklikheid. Daarmee bedoel ek dat ons aan sal hou vertrou op die Here, aan sal hou staan in ons geloof, staan in ons oortuigings, staan op die woord, en dat die Here ons daartoe sal in staat stel, sal toerus en sal dra. Ons kan dit nie alleen doen nie, ons het hom nodig. Ek gaan vir ons saam bid, dan het ek vanaand vir ons 'n slotgedagtetjie om te deel. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, U het gehoor wat alles op ons harte is, en ons bring dit na U toe. Ons vra vir U baie spesifiek vanaand, Here,
berei ons voor om Pinkster te vier, soos wat U dit wil hê. Ons vra, maak ons weer bewus van U teenwoordigheid deur die Gees hier in Pinkstertyd. Ons bid nie vir 'n herhaalde uitstorting van die Gees nie. U het hier reeds die Gees gegee. Wat ons vra voor Here, is dat ons sal leef in die teenwoordigheid van die Gees, sensitief vir sy leiding, en dat die Gees in ons die lig op ons pad sal wees, en vir ons die lig in die woord sal laat skyn en sal laat opgaan, sodat ons U beter kan leer ken. Here, U het gehoor vir die persone wat ons ook vanaand bid. Ons dink aan ons gesinne, die siekes, die wat dalk in pyn en lyding verkeer. Here, en ons vra, reinig ons van ons sondes, vorm ons na U beeld. In Jesus naam. Amen. Die profeet Sagaria skryf, nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Amen.